die gebeurtenisse in die bokamer. Die Here het al 'n geruime tyd hierdie woord op my hart gelê. En ek wil dit weer eens vanmôre bedien. Want hieruit kom daar 'n klomp voorbeelde. Hieruit is dit in voorbereiding met die vastydperk wat ons dan vanaf die 11de Januarie wil begin. En elke jaar doen ek 'n Daniël vas vir 21 dae. En dan bedien ek 'n woord op die 11de waaroor gaan die vas. En dan waaroor wat is die rede waarom ons vas in die bediening. So ons gaan 'n bietjie interaksie hê daar oor die vas. So hierdie woord is ter voorbereiding vir jou en my in die vastydperk. Ons praat in die bokamer gebeurtenisse in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament wat daar gebeur het. En ek wil vanmôre teruggaan, en dit is hoekom ek vir julle gevra het om julle Bybel saam te bring. En ek wil eers gaan stil staan hierso by Elisa. Julle kan na 2 Konings 4 toe gaan so lank. Nou wie was Elisa gewees? Hy was die seun van die profeet Elia. Okay? En hy het Elia gesien en hy het 'n verhouding met hom gehad. En hy het vir Elia gesien hoe hy sy mantel verloor en hy gaan op 'n perd met 'n wa en vuur gaan hy op hemel toe. En Elisa vat daai mantel en hy rol hom op en Elisa sê iets, ek neem Elia se mantel op, ek wil 'n dubbele salwing hê. En hy opgerol en hy was dan en hy stap toe na die see toe. Ja. En daai mantel het hy gebruik en hy het daai mantel toe op die water geslaan. Julle ken die storie. En toe die water oop gegaan, net soos wat met Moses gebeur het. Maar as ons nou so klein bietjie terugstaan en die krag wat die Here Jesus, wat die Vader vir ons gee. En telke male moet jy onderstreep wat die mense vir hulle identifiseer die man van God. En hulle het baie keer nie vir Elisa of vir Elia op hulle name genoem nie. Hulle het gesê die man van God. Dis waarvan hulle gepraat het. So wanneer hulle hiervan gepraat het, het daar is 'n erkenning in gees gewees. So as jy 'n erkenning van gees het, dan soos ek sê in Afrikaans, dan judge jou gees met daai persoon. Met ander woorde, as jy nie 'n verhouding het met die Here Jesus nie, dan gaan daai gees nie met jou judge nie. Jy hoor wat ek vir jou sê. Dis waar. So hier identifiseer hulle die manne van God wat 'n mantel gedra het. Nou soos nou verder in hierdie storie is redelik lank en ek wil nie alles lees nie want dit is redelik lank. Maar ek wil bietjie gesels oor wat met Elisa gebeur het. Nou wanneer jy die stuk gaan lees daar en jy sien dat die vroue het die man van God geïdentifiseer dat hy gereeld daar verby gegaan het.
En toe sê sy vir haar man, kom ons bou vir hulle 'n bokamer. OK? En hulle het hom toe dit klaar gebou is, toe het hulle hom ingenooi en sê, hier is vir jou 'n plek. Die bokamer. Nou hy het toe daar gaan sit en hy sê, wow, en hy roep toe sy dienaar en hy sê, gaan sê vir hierdie Samaritaanse vrou, dit is nie Joodse vrou, maar sy is 'n Samaritaanse vrou, wat kan ek vir jou doen? Ek wil nou iets vir jou doen. En hy sê, dit is niks nie, ons is al redelik in ons jare in, ons het alles, ons is gelukkig. En wat sê hy vir haar? Hy sê, oor 'n jaar gaan jy 'n seun vashou. Hy praat nie met jou nie, kan hy nie na die vrou toe kyk. En na 'n jaar toe hou sy 'n seun vas. En die tyd het verbygegaan en hy het gaan bedien op ander plekke ensovoorts. En op 'n dag het hierdie seun groot geword. Ek neem aan volgens die woord was hy omtrent 7 of 8 jaar gewees. Het hy siek geword. En hy het gesterf. En sy dra hierdie seun van haar op. Natuurlik kan jy jouself indink, jou seun word siek en hy is dood. Wat in jou gedagtes ingaan. Maar hierdie Samaritaanse vrou was op 'n mission gewees. Sy het 'n verhouding met God die Vader gehad. Sy het iets geweet wat haar man nie weet nie. Sy het geweet dat daar is krag in die man van God. En sy het die kind op die bed gaan neerlê. En sy sê vir haar man, kry hierdie mens reg. Ek wil gry, ek moet gaan. Maar sy sê vir hom ook, wat saam met hom gegaan het, nie haar man nie, 'n werker. Jy kan nie stop nie. Jy moet ry. So dit was 'n ernstige saak, it's a matter of urgency, wat sy binne in haar gehad het, om by die man van God uit te kom. En hy kom toe daar, sy kom toe daar, en hy stuur die man uit en sê, hoor hierso, gaan vra vir die vrou, hoe dit met hom gaan? Hoe gaan dit met haar? Hoe gaan dit met haar man? Hoe gaan dit met haar seun? En sy kom toe in die plek waar hulle is en sy val neer en sy vat sy voete vas. En die man wil haar wegvat. En Elisa sê, nee, los haar. Sy is met toe. En die Here Jesus het niks, die Vader het op daai stadium niks aan hom geopenbaar oor die kind nie. Niks nie. En toe vertel sy vir hom. En hy sê vir haar, en hy stuur vir, wat is daai man se naam? Sorry? Gehasie. En hy sê, vat my staf en gaan so lank en lê my staf neer op hierdie kind en hulle is daar weg. En hy sê, ek sal kom. En niks het gebeur nie, en hulle kry, en hy was op pad terug om vir hom te sê, luister hierso, die dinge werk nie. Jy moet self kom. En hulle kom toe daar. Wat het hy gedoen?
Hy was in die bokamer het hy gegaan. En hy het in die bokamer die deur gesluit. So hy was alleen. Daar was niks wat hom, hy het geen distractions gehad nie. En hy gaan lê op die kind, imagine, die groot man gaan lê op die kind, sy kop op sy oë, sy mond op sy mond. En hy buig oor hom en hy maak hom warm. Hoeveel keer het dit gebeur? 3 keer. En na dit is die kind genees. En as jy nou oorgaan na die volgende skrif wat ek uitgehaal het daar, is 1 Konings 8. Van Elia. En hierdie Elia was 'n kragtige man van God. En ons gaan na Elia, 1 Konings 17. 1 Konings 17, dit is 'n bietjie terug. 8 vers 17 of 10 Konings 17? Sorry, 1 Konings 17 vanaf vers 8. Maar ek gaan nie daai hele gedeelte deurlees nie. Maar ek wil hierdie gedeelte lees. Toe kom die woord van die Here tot hom, wie is hom? Elia. Maak jou klaar, gaan na Safrat, wat by Sidon is, bly daar, kyk, ek het aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. Nou as jy net 'n pausknopie daar druk, en hy het vir Elia gestuur, daar was baie weduwees gewees. Moet jy dink. En ja, hy het toe daar uitgekom by haar, en sy het gaan water haal. En toe hy gaan water haal, en hy sien vir haar, hy sê toe vir haar, bring vir my 'n broodjie. En hy sê vir haar, sy sê vir hom, hoor hierso, ek het my houtjies nou bymekaar gemaak, en ek gaan nou hier vuur maak, en die bietjie meel en olie wat ek het, gaan ek gebruik om ons laaste broodjie te kan eet, en daar te lê en te sterf. Wow. So hierdie vrou, hierdie weduwee was op haar einde gewees. Sy het nie raad gehad nie. Maar iets wat vir my uitgestaan het is, dat sy was die man van God gehoorsaam. Sy was gehoorsaam. En sy sê, en sy het toe gegaan. En sy het toe vir hom die broodjie gaan maak. En hy het toe vir haar gesê, gaan terug, maak, daar gaan genoeg wees vir julle. Daar gaan genoeg wees, tot wanneer dit weer gaan reën. Tot wanneer jy nou weer voedsel gaan hê. En daai is 'n wonderwerk op sy eie. Want God die Vader het daar voorsien in al daai tyd. Sê, wow. En daar was ook 'n bokamer. En hierdie kind het ook siek geword. Die seun, ek kan nie bepaal wat die ouderdom was nie. En Elisa sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie, en bring dit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Vers 14. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel
in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here, daai Here, kan julle sien, dis 'n hoofletter, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, reën op daardie dag sal gee. En ek sê, wow, wat 'n belofte om dit te kan ervaar, dat die meel word nie klaar nie, die olie word nie klaar nie, want God het voorsien, bonatuurlik. Okay, en ek dink ons met daai bonatuurlik moet ons in ons agterkoppie hou, want daai bonatuurlik gaan reg deur hierdie woord kom. Hy het ook die seun gevat en opgeneem na die binnekamer toe en ook die deur toegesluit. En 'n lang storie kort, die seun was genees. Hy het 3 maal op die seun gaan lê. En luister die laaste vers van vers 21. En daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep. En hier is 'n baie belangrike ding wat hy gesê het. Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. Dit was vir my striking gewees. Want dit sê vir my en jou, hy was alreeds dood gewees. Sodra jy doodgaan, verlaat jou siel hierdie chassis. Hy verlaat hom. Vers 22. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Daarop neem Elia die kind en hy bring hom af uit die bokkamer in die huis en gee hom aan sy moeder. En Elia sê, kyk, jou seun lewe. Luister nou hierna. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in jou mond waarheid is. Hier is 'n preek, heeltemal op sy eie. Wat 'n mens kan hoor praat. Maar kyk wat het gebeur en wat staan uit vir jou in hierdie 2 gebeurtenisse. Nou gaan ons oor na die 3de gebeurtenis. Wat het met Daniël gebeur? Waar is ek nou? Kom ons gaan daarna. Daniël 6 vers 10. Daniël 6 vers 10. Is julle daar? Daniël hoofstuk 6 vanaf vers 10. Maar ek wil net 'n bietjie teruggaan na vers 8 toe. Hier is 'n belangrike ding wat ek en jy moet vat. Daniël was ook 'n man van God. En Daniël het ook 'n salwing op sy lewe gehad. En Daniël was baie gebruik in daai tyd. En ek dink dit was 700 jaar voor die geboorte van Christus. En Daniël het hierdie drome uitgebring. En Daniël met die drome het dit uiteengekom. Wat is die profetiese woord vir die eindtyd? Wat na die wegraping gaan gebeur. Ok, ek wil nie daaroor gesels nie. Kom ons lees net daar Daniël 6 vanaf vers 8. Lees gou saam met my. Al die ministers van die koninkryk en bevelhebbers
en die landvoogde, die raadsmanne, so dit was al die hogere koppe, het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende die 30 dae 'n versoek rig aan die enige God, klein letters, of mens behalwe aan u, o koning. En as hulle dit nie doen nie, was hulle in die leeukuil gegooi. So hulle moes regtig, hierdie is nou my God en ek moes nou neerbuig. Wat het Daniël gedoen? Hy het voor, as jy verder die skrif lees, dit was norm by hom, dat hy elke dag in die hoëkamer gegaan het. En hy het die venster oopgemaak, en hy het oor Jerusalem uitgekyk. In die rigting van Jerusalem. In die rigting van Jerusalem. En dis waar ek die prentjie nou gekry het, wat ek die boodskap uitgestuur het. Hy het dit voorheen gedoen. Hy het dit toegedoen, alhoewel daar 'n wet geskryf is. As jy dit gaan doen, as jy tot enige ander God gaan bid, en nie die koning aanbid nie, dan gaan jy leeukuil gooi. Klaar. En daar het 'n klomp manne het daar aangekom. En hulle het hom in hegtenis geneem. En wat nou baie goed is, dat die koning, hy het 'n bietjie, hy het goed gevoel oor Daniël, as ek dit so kan sê. Hy was skepties geweest dat Daniël dit nou gedoen het, en Daniël het sy God aanbid, en nou moet hy vir Daniël in die leeukuil gaan gooi, maar hy het bietjie vir tyd gespeel, want dit het in die oggend plaasgevind. En toe het hy laat die middag, toe het hy nou vir die mense gesê, okay, dis reg, dit is die wet, so laat dit geskied. En hy was toe in die leeukuil gegooi. Maar die engele het hulle bekke gesluit. En Daniël, daar was niks aan hom gedoen nie. En weet wat het gebeur? Daai koning, hy het nie geweet van vas en bid nie. Maar hy sê, al sy vrouens uitgejaag, sê, ek slaap alleen vanaand, ek is hier alleen, en hy het geen voedsel ingeneem nie. Hy was nie 'n goddelike man nie, maar hy het geweet, hier is nou iets. En die volgende oggend kon hy nie vroeg genoeg uitgaan daar na Daniël toe nie, en gaan kyk, en hy het met ou piepstemmetjie gevra. Dis wat die woord sê. Hy was bang geweest dat hierdie leeu's het hom nou opgevreet. Maar dink net, wat het gebeur toe hy Daniël se stem hoor? Imagine, hy het vir Daniël toe uithaal. En toe draai hy om, en hy sê, julle manne, en julle vrouens, en julle kinders, en julle diere, gaan nou in die put gegooi word. En die woord sê, voordat hulle die grond geraak het hierdie leeu's, was hulle op hulle. Al hulle bene vermorsel. Ja. Dis vir my, dis hoendervleisgoeders hierdie. Want wat het gebeur? Hy was in sy bokamer, en hy het al lang begin, hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. Maar hy het net besluit, hy is 'n man van God, en hy gaan nie dit doen wat hulle van hom verwag nie. Want God, die Vader, is in beheer van sy lewe gewees. Amen. Amen.
Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Is julle nog met my? Julle het nog nie van die bus uit afgeval nie. Petrus het ook 'n storie gehad. Hy het ook 'n so ondervinding gehad. Waar trek ek Petrus? Nou moet ek kies my verwysings van kry, Petrus 9. Handelinge 9, sorry Petrus 9. Handelinge 9. Julle met my. Daai Bybels word nou 'n bietjie gewerk, nee. Die mooi reguit blaai, ook kry nou 'n bietjie krekels by net. Ook like dit. Handelinge 9. Vanaf vers 36. En in Joppe was daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha. Wat as dit vertaal word, beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoses wat sy gedoen het. En in die dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in 'n boventrek neergelê. En omdat Lydda naby Joppe was, toe het hulle die disippels na Petrus toe gestuur, want hy was in die omgewing gewees. Vers 39. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom na die boventrek. En al die weduwees, hulle het gesê, hoor hierso, kyk wat het hierdie vrou vir ons gedoen. Die werk wat sy gedoen het vir ons. En natuurlik het hulle geween, want sy het gesterf. En wys hom onder en die boekklere wat Dorcas alles gemaak het, toe sy nog by hulle was. En Petrus het vir almal buite toe gestuur, neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak. En toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. Ek kan myself nie indink, of ons kan onsself indink, begin indink, deur hierdie voorbeelde wat ons sien, wat begin het van die Ou Testament af deur na die Nuwe Testament toe. So hierdie goeders het nie net 'n paar 100 jaar terug gebeur nie. Dit het gebeur met Petrus, dit het gebeur in Handelinge, toe dit die ontstaan is van die kerk, van die bediening. Kom ons blaai 'n bietjie terug. En ons gaan na die storie toe in Handelinge 1. En ek gaan dit nou nie lees nie. Wat het daar gebeur? Voor die uitstorting van die Heilige Gees, wat het gebeur? Wat het gedurig gebeur in die bokamer toe Jesus nog daar was? Hulle het dagmaal bedien. Hulle het daar vergader. En toe die 120 mense, en julle ken die storie, in die bokamer, hulle was eendragtig. In one accord. Met ander woorde, daar was nie striwelinge teen hulle nie, tussen hulle nie. So hierdie bokamer is nie noodwendig in my en jou lewe, dat jy moet nou na 'n volgende siening toe gaan nie. Die bokamer is jou plek. Is jou plek. En nou het ek en jy gesien, dat niks het gebeur, as daar nie 'n bokamer effek was nie.
dat het niks gebeur, dat niks normaal gebeur. So met ander woorde, iets bonatuurlik het daar gebeur. Wat 'n verwagting het ek en jy om in die bokamer te gaan en 'n bonatuurlike ondervinding te hê. Hoe sê ek altyd, I've got the life of Christ in me, His power, His nature and His ability. En as jy begin staan op hierdie beginsels wat die Here Jesus vir ons gee, in hierdie tyd, ons is regtig besig, of ons alreeds toegetree in die eindtyd. En ek het nie 'n datum nie, die Here Jesus het geen datums gegee nie. Maar as ek nou om my gaan kyk, en ek kyk dat daar is 'n afname in die hoeveelheid mense wat toegewy is aan Jesus Christus, is daar 'n afname. Ek en jy het 'n natuurlike denkwese om hierdie plek vol te maak vir revival. Maar revival begin binne in jou en my. Dit begin by jou en my. Dit begin op jou knieë in jou binnekamer. Ons het so besig geraak. Nou gaan ek weer van my storie af. Kom net terug. Die vraag is, betree ek en jy die bokamer in buitenormale omstandighede? Het ek en jy al sulke ondervindinge gehad? Ja, ons het. Maar hoe meer tyd ons daar gaan spandeer, hoe groter verwagting het ek. Ek is besig persoonlik myself. Ek spandeer nie genoeg tyd in gebed nie. Ek spandeer baie tyd in die woord. Veral wanneer jy voorberei, en in die oggende wanneer jy voorberei om 'n woord te gee. So aan die een kant, ek wil nie sê ek doen dit om ander mense te bereik. Nou wil ek baie versigtig wees wat ek sê. Jou bokamer, sy Heilige Gees ontmoeting, is heeltemal anders as die goedjies wat jy uitstuur, wat jy vol het aan ander mense toe. Daai is net dis soos 'n rugby speler. Hy pas die bal. Pas hom, kyk wat jy daarmee gaan doen. Dan gooi ek hom daar vir Karel, wat gaan Karel die mee doen? Want sy gooi hom daar na ander mense toe. En so gooi ons die goeders vol op die netwerk. Maar daar is geen Heilige Gees boodskappe wat deurkom nie. Daar's geen persoonlike ervarings wat ek op die groepe sien nie. Dit is so. Daai persoonlike encounter wat jy het, is nie daar nie. Maar die media is vol van hierdie boodskappe. En onthou van die woord wat ek 2 weke terug bedien het oor die main media streamline, wat ek die rivier met die klomp gemors op gesien het. Moenie daar gaan nie. Dit gaan jou dood beteken. Stap weg daarvan af. Het 'n persoonlike encounter met die Heilige Gees op 'n daaglikse basis. Ons is nou al so gewoond, ons is in konstante verhouding, gesprek. Het julle dit ook? Ok, ek sien die kop gaan so. Lekker. Ons het 'n persoonlike gesprek, terwyl jy daar werk en jy pak jy goed is reg en sê, Here, help hierdie persoon wat hier inkom. Here, raak hierdie persoon aan. Help daai persoon. Kom ons bid vir genesing. Here, help my om hierdie woord te verstaan en voor te berei. Hoe meer Heilige Gees interaksie jy het, hoe groter openbaring begin jy te kry oor goeders wat jy in die markplein moet doen. Want ons het nou daai toolboxie wat jy ronddra, word hy gebruik. Bid jy vir mense buite hierdie 4 mure? Ja,
doen. Ons het dit nodig. Ek het nou heeltemal gesaai trek. Ons bid nie. Ons ontvang nie, want ons bid nie. Ons ontvang nie, want ons bid nie reg nie. Amen, dankie tog. Die voorbeeld van die gebed in ons Vader in Matteus 6 is die enigste voorbeeld. Onse Vader wat in die hemel is. En dan gaan hy aan. Ons bid nie reg nie. En ek sien nie meer op enige persoon nie. Jy kan jonk wees. Jy kan 15 jaar oud wees. En jy kan jou hande op iemand gaan lê en hy sal genees word. Daai geloof wat die kinders het, moet ek en jy 'n bietjie toepas en gaan kyk. Want hulle is nie, daar's nie goeders gesê, wat gaan hulle dink nie. Jy kyk vir my nie. Wanneer jy in jou bokamer beweeg, dan is daar 'n klomp goeders wat vir my en vir jou tot distraction kan bring. Ek gaan nou daaroor praat. Nou vra ek die vraag en 'n klomp goeders en nie, 10 goeders en neergesit. Maar ons gaan nie deur almal gaan nie. Ek het die drukset is beskikbaar. Ons sal nou net dit van my rekenaar af kry en dan kan ek dit vir julle stuur. Met al die skrifte. Deur jou gebed in die bokamer verkry jy krag. Jy verkry uitkoms. Jy ontwikkel met meer geloof. Deur jou gehoor. Jy ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees begin al hoe meer aktief in jou lewe inwerk, hoe groter jou verhouding is. Nou wil ek net 'n posknopie daar druk. Hoe lank het die disippels 'n pad saam met die Here Jesus gestap voordat hulle begin met hulle werke? So hulle het begin sien wat Jesus doen en hulle het dit begin aanleer wat Jesus doen. En dit het hulle begin versterk en dit het hulle op punte gebring wat hulle dit begin toepas het. Amen. Ek sien visioene, want ek sien dit hier so by ons ook. Die engele verskyn, ontvang genesing. Nou genesing, ek het al baie keer gepraat en sê, die kerk is leeg, want daar is nie meer tekens en wonders nie. Hoekom nie? Want die gawes van die Heilige Gees is nie meer aktief nie. That's it. En hoe meer die gawes van die Heilige Gees aktief is, dan gaan die mense sien, hoor hierso, ek het vir hierdie persoon gebid, en die Here het hom genees. Die Here het vir hom bevry. Die Here het daai persoon aangeraak. Die Here het daai persoon 'n werk gegee. Die Here het daai persoon 'n uitkoms gegee vir sy situasie. Wek dooies uit, verkry wonderwerke. Ons begeertes, en die woord sê, die begeertes van jou hart sal vervul word. Dis wat die woord sê. Dit wat jy regtig wil hê, dit sal jy ontvang. Nou is die 4 skrifte wat vir ons wys hoe ons moet bid. En ek het die 4 skrifte daar volhard in gebed. Bid sonder ophou. Wow. By elke geleentheid en nie soos die gefeinste nie. Jy kry baie mense wat 'n ding kan vat, dan gaan haal hom daar uit en by daantjie in die kalerok. Dan vat hulle vir jou reguit deur tot by die stal toe. Ek sukkel daarmee. Ek sukkel persoonlik, want my woordeskat is nie so lekker om dit te kan doen nie. Ek is baie direk in my gebed. Maar ek sien die voorbeelde, wat het die apostels gedoen? Hulle het nie, Jesus het nie lank gebid nie. Tot eer en verheerliking van sy Vader.
maar hy was in 'n goeie verhouding gewees. Die disippels was in 'n goeie verhouding gewees. Ek wil afsluit. Jy kan nie die bonatuurlike van die bokkamer verwag sonder om tyd in jou binnekamer te spandeer nie. Julle kan daai ding onderstreep, julle kan hom vat, julle moet hom vat. Jy is weg van mense af, weg van geraas af. Wat sê daai een skrif in Psalm 91? Hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste. Die ander skrif sê, nader tot my en ek nader tot jou. Stiltye waar Jesus nie net leer nie, maar ook bedien. Jy ontvang. Dit gaan nie oor 'n posisie nie, dit gaan oor nederigheid. Hier kom 'n ding. Leierskap in God se koninkryk begin op jou knieë. As jy 'n leier wil wees, dan moet jy op jou knieë wees en jy moet begin dien. En ons is baie stil. Jou bediening vloei uit jou voorbidding. Wow. Amen. Jou bediening vloei uit deur jou persoonlike voorbidding. Dis wat jy moet onthou. Bid, ek en jy is 'n daaglikse gewoonte. Bid ons genoeg. Het gaan nie oor die tyd wat jy bid nie, vir 20 minute of 'n halfuur of wat ook al van maak is. Dit beteken, jy het 'n kragtige gebed in jou stilte tyd. Maar ek het 'n kragtige gebed terwyl ek ry, terwyl ek besig is. Dit hou nie by my persoonlik op nie. So ek het nie 'n tyd net om in die oggend 6 uur te gaan bid vir 15 minute of 10 minute nie. Nee. Dis 'n gedurende gesprek wat ek met die Here Jesus aanvoer dag en ek word in die nag wakker. In die nag word ek wakker en dan bid ek in 'n taal. Ek weet nie vir wie of vir wat nie, maar ek spreek in my taal. Jy kan nie net bid as dit 'n noodgeval is nie. Jy kan nie bid as dit 'n noodgeval is nie. Jy moet voorberei wees vir daai noodgeval. Jy moet ingebid wees. Dis die verhouding wat jy het. Laai gou vir my na 1 Petrus 3 toe asseblief. En ek het 2 skrifte waarmee ek wil afsluit. 1 Petrus 3 vers 12. Is julle met my? Bietjie vinnig. Is met meer agter in die Bybel. En dis ek baie stil. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Ek lees dit weer. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. So die Here verhoor jou gebed. Jakobus 5, jy so toe draai. Blaai. Jakobus 5 vers 15. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En hier is die ding, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Amen.
Jy kan afsit Joshua.